Intussen, hier teen 8 uur, is die Britse artillerie verskuif tot net anders kan die steenkool spruit, en het hulle kartetse wat hulle geplaas het, en bo die boere hier op Talana se kruin geland het dit die boere 'n bietjie ongelukkiger gemaak, en die dinge begin warm word. Soveel so, dat Lucas Meyer sy 3 kanonne en die pompom onttrek het, sodat hulle nie skade kry nie. Hier teen 9 uur, bykans 2 uur nadat die Britte opbeweeg het en die Bloekombos beset het Ewell nog steeds nie aanstaltes gemaak om die finale aanslag teen Talana Heuwel uit te voer nie. Ben Simmons het ongeduldig geraak. Waarom vorder hulle nie? Hy galoppeer toe vorentoe met sy staf, en hy spring van sy perd af, klim oor 'n lae muurtjie en vra, hoekom gaan julle nie vorentoe nie? Die feit dat een van sy staf gewond word, het hom nie afgeskrik nie, want sy hele standpunt was, wie is hierdie boere in elk geval? En is net daar wat hy toe gewond word. En met die woorde, I'm severely, mortally wounded, het hy neergesuig en is hy van die toneel verwyder. Van nou af was generaal Ewell in beheer en moes hy sorg dat Talana in besit geneem word deur die Britte. Is omtrent 9:30 wanneer hierdie aanslag op Talana nou met groot erns plaasvind. En sal die bataljonne wat nou al baie deur mekaar is, die Dublin Fusiliers hoofsaaklik aan die linkerkant en die King's Royal Rifles aan die regterkant en ook tussen hulle die Royal Irish Fusiliers, het hulle nou vorentoe gestorm. Gelukkig vir die King's Royal Rifles is hier 'n klipmuur wat teen die bult uit opgaan en kon hulle daar skuiling kry om op te kom, want daardie kruisvuur van Lennox Heuwel was geweldig geweest. En is daar 'n groot klompie ongevalle wat hier plaasgevind het met hierdie aanslag met die terrasse op.